Ek kyk vanoggend die nuus en al wat ek hoor is van groot maatskappye wat hulle deure gaan sluit, afleggings. Duisende mense wat sonder werk gaan sit. 'n Glencore, 'n Ford, 'n Goodyear. Name wat deel is van gesinne se brood en botter. En nou is dit maar net nog 'n hoofopskrif oor verlies. En daarmee saam hoor ons van Eskom se eskapades, nuwe korrupsie, tariewe wat styg, mense wat moedeloos raak as gevolg van pryse wat druk. En dis alles slegte nuus. Maar nie net slegte nuus oor getalle nie, maar is nuus wat lewens raak, nuus wat gesigte het, nuus wat stories het. En dan vra ek myself af, is daar nog plek vir goeie nuus? Die Bybel leer ons dat die eerste Christene ook in 'n wêreld van slegte nuus geleef het en dit geken het. Hulle het Romeinse onderdrukking geken. Hulle was swaar belas. Hulle was vervolg. Daar was selfs hongersnood gewees. En tog in daardie wêreld het hulle 'n nuwe woord begin gebruik. Evangelie. En dit beteken letterlik goeie nuus. Nie goeie nuus omdat ewe skielik alles nou reg was in die wêreld nie, nee. Maar goeie nuus omdat Jesus Christus opgestaan het en lewe gebring het. Hoop wat selfs slegte nuus nie kan uitwis nie. Jesus self sê dan in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Die goeie nuus is nie dat ons wêreld nie swaar kry gaan hê nie, nee. Die goeie nuus is dat God se lig sterker is as die donker. Dat hy nie onverskillig saam net staan en toekyk nie, maar dat hy saam stap, saam dra, vertroos en nuwe moontlikhede oopmaak. Dat hoop nie net 'n mooi idee is nie, maar dat hoop 'n persoon is, Christus self. Miskien kan ek en jy nie die nuushoofopskrifte verander nie, nee. Maar ons kan kies watter nuus ons harte gaan vorm. Laat die goeie nuus van Jesus Christus jou vandag dra, want daar is 'n ander verhaal aan die gang as net 'n verhaal van afleggings, pryse en vrees. En dis die verhaal van God se koninkryk wat kom, en dit bring hoop, selfs hier en nou. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Here, U weet hoe ons baie keer gedruk gaan onder slegte nuus. Ons hoor dit en dit maak ons baie keer moedeloos. Maar dankie Here dat ons as gelowiges kan vashou in die goeie nuus, Jesus Christus. 'n Nuus wat nooit verander nie, 'n nuus wat hoop gee, 'n nuus wat ons selfs dra in hierdie tye. En dankie dat ons kan weet dat U die outeur van hierdie nuus is. En dat U selfs nuwe moontlikhede kan oopbreek. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, want in en deur hom kan ons ligdraers wees in 'n donker wêreld. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie goeie nuus, evangelie, met ander. Tot 'n volgende keer.